Ek is vas oortuig van een ding. En dit is dat God is soewerein. En alles is in sy hand en hy is in beheer van alles. En hy gaan hom nie onderwerp aan enige gesag. Nie die duiwel nie aan menslike gesag nie. Hy gaan hom aan geen diere gesag onderwerp nie, aan geen hemelse wesens nie. Hy is God. En net so met die Here Jesus, ons bruidegom. Met ons werk dit baie keer anders. Gesag is vir ons riskant. Daar is sekere gesag waaraan ek my sal onderwerp. Ek luister byvoorbeeld as my GPS vir my so sê, dan neem my gesag oor my sodat ek reg kan ry. Ek luister na die editor van hierdie program wat my help. As hy so sê, dan maak ons so. God het dit nie nodig nie. God hoef nie onder niemand te staan nie. En so verwag die bruidegom, die Here Jesus van ons, om onderdanig te wees aan hom. En dat sy bruid aan hom ook onderdanig sal wees. En dit is vir my van kardinale belang, dat ons onderdanig sal wees aan hom, dat ons sal submit onder hom, dat ons onder hom sal buig, en onder sy gesag sal staan, en dat dit ons sal help om gereed te wees as hy kom. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Die Bybel sê in Hebreërs 3 vers 7, dat ons moet baie goed luister na die Heilige Gees, en as God deur die Heilige Gees met ons praat, sodat ons kan hoor wat die bruidegom vir ons sê. Want jou bruidegom en my bruidegom hou daarvan dat ons sal luister as hy praat. In daardie hoofstuk vertel hy vir ons van Israel, die hele volk wat hardhorend was en nie wou geluister het nie, opstandig, eiewillig. En op die einde het hy by homself die besluit geneem, hulle sal nie in my rus ingaan nie. Wil u bruid van die Here wees en wil u die Here behaag en wil u bruidegom behaag? Luister dan gerus wat hy vir ons sê en wat hy aan die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3 sê. Hy praat daarvan, en as daar een strofe is, of een aanhaling is, of een uitering van Jesus, wat soos 'n refrein kort na vorentoe kom, is dit hierdie woorde: luister na die Gees, en luister wat die Gees aan die gemeente sê. En hy praat met ons daar, en hy verwag dat ek en u sal submit in hom, dat ons onder sy gesag sal staan, en dat ons onderdanig aan hom sal wees. En so kan ons aangaan. Psalm 119 het 176 verse, en dit begin elkeen van daardie afdelings of daardie strofes en die perikope in daardie psalm begin met 'n letter van die Hebreëse alfabet. En daardie hele 176 verse is hier aangewy oor die gebooie, die insettinge, die verordeninge, die bevele van die Here, die woord van die Here. En maak jou en my patent daarop, dat God wil hê dat ons sal luister na sy woord, want dit is belangrik. En dat ek en u sal submit. Wil jy regtig bruid van God wees, van die Here Jesus wees? Wil jy werklik gereed wees vir die bruidegom se koms? Wil jy reg wees as die Here kom? Luister en onderwerp jou en wees onderdanig aan hom. En dit is so onderwerping en onderdanigheid aan die Here en aan die bruidegom is nie altyd so maklik nie. Want ons wil is ter sprake. En dis is so dat die mense en die mens wat 'n wilsbevoegde wese het, is wat hy eie wil het. En die engele wat geskape is met eie wil. Is die twee wesens wat geval het. Want dit is moeilik om ons wil aan die Here te onderwerp. Dit is moeilik om baie keer te luister as die Here praat. Want ons het ons eie kop en ons eie wil wat ons volg.
Onthou hoe moeilik was dit vir die Here Jesus toe hy op aarde was. 3 keer het hy teruggegaan en gaan bid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Dit was moeilik om sy wil oor te gee in daardie moeilike omstandighede. Dis nie so maklik nie. En ek en jy, baie keer doen ons dieselfde, want ons hou daarvan om ons eie koppe te volg, en ons eie harte te volg, en ons eie slimheid na vore te bring. Maar dit vra verder van jou, dat ek en U, nie net die maklike opdragte, soos byvoorbeeld, dat ons mekaar moet lief hê, sal nakom nie, maar ook die moeilike opdragte wat van jou vra, jy moet jou vyand lief hê. Wat maak ons met dit? En wat maak ons daarmee as die Here sê, ons moet saam met hom, moet ons lei, en is jy bereid om saam met die Here te lei en vir hom te lei? Daarvan hou ons nie, ons doen dit nie maklik nie. Is jy bereid om te dink en die werk te doen van dien? Is jy bereid om die minste te wees? Is jy bereid om ander mense eerste te groet? Want ons hou so baie daarvan, dat hulle ons eerste sal groet. Wil jy bruid van die Here wees? Wil jy gereed wees vir hom? Dan luister en onderwerp jou aan die gesag van die Here. En hoekom dit ook moeilik vir mense is, want ons wil so graag in 'n hoë posisie en ons hou van mag. Ek kyk onlangs 'n program oor Hitler se evil circle rondom, en hoeveel het dit gegaan, dat daar die mense mag gesoek het in die lelike dinge wat hulle gedoen het, wat hulle bereid was om te doen. Weet jy wat? Mag, en die soeke na mag, en om soos God te wil wees, dis hoe die duiwel was, is nie van die Here, en dit is nie hoe die bruid moet wees nie. Psalm 82 herinner ons duidelik daaraan. En die Here praat daar van 'n groep mense vir wie hy gesê het, julle is gode, en julle is my seuns, maar hy herinner hulle daaraan, dat hulle soos mense sal sterf. Ek en jy is nie God nie. Ek en U is die bruid van die Here. En ons bruidegom verwag van ons dat ons sal onderwerp aan hom, en dat ons wil sal oorgee aan hom, en dat ons bereid wees om die pad vir hom te loop, al is dit ook moeilik. Wil jy bruid van die Here wees? Submit jou dan aan die Here. Maak soos Jakobus sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en dan sal hy van jou af wegvlug. Kom ons vra die Here om ons te help, dat ons sal submit. Vader, help ons om te submit. Help ons om onderdanig te wees aan U, en te erken, U is die een wat saak maak, dat ons na U wil luister. Ons is die bruid, en U is ons bruidegom. Amen.